Lukas 24, vers 50 en 51. Daarna het Jesus hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy nog besig was om hulle te seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Daardie oomblik wat die disippels gesien het toe Jesus na die hemel opvaar, moes van hulle stom geslaan het. Hulle het Jesus verloor toe hy aan die kruis gesterf het, en hulle het gedink, alles is nou verlore. Toe kom daar hierdie wonderwerk, dat hy opgewek word uit die dood. Al die opgewondenheid om steeds by hom te kan leer, net om teleurgestel te voel, deur te sien hoe hy weer 'n tweede keer weggeneem word. Ek dink sommige van hulle het weer daardie hartseer gevoel, want hulle het nog nie verstaan wat se geskenk op pad is nie. Maar 10 dae later het hulle die vuur van die Heilige Gees ontvang, en alles het sin gemaak. As Jesus hulle nie verlaat het nie, sou hulle nie die Heilige Gees kon ontvang het nie, en daardie direkte lyn gekry het om God te hoor. Selfs nou het ons steeds die voordeel om die Heilige Gees by ons te hê. Ek is elke dag dankbaar vir die koneksie en verhouding wat ek met God het, as gevolg van die opoffering wat Jesus vir my gemaak het. Wat is jy voor dankbaar op hierdie hemelvaartdag? As vandag se boodskap vir jou iets beteken, deel dit asseblief met ander en gee die video 'n like. Ek hoor graag van jou. Los gerus vir my iets in die kommentaar. Smag soos 'n wildsbok is beskikbaar op YouTube en TikTok.